Vanavond blaai na Matteus, die 8ste hoofstuk. Matteus 8. Ek gaan daar enkele paar verse lees. So lees daar vanaf vers 1. Matteus 8 vanaf vers 1. Matteus 8 vanaf vers 1. Prys die Here. En toe hy van die berg afkom, het groot menigtes hom gevolg. En daar het 'n malaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê: Here, as U wil, kan U my reinig. Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil word gereinig. En dadelik het hy van sy malaatsheid En dadelik is hy van sy malaatsheid gereinig. Amen. Soveel menigte volg die Here Jesus. Nadat hy van die berg af gekom het, volg menigte hom. En hier kom hierdie malaatse een, en hy val voor die Here Jesus neer. En hy sê: Here, as U wil, kan U my reinig. En wat sê die Here Jesus vir hom? Ek wil jou reinig. Amen. Amen. Ek wil dit vir jou doen. Nou baie keer sê mense, weet die Here sien my nie raak nie, hy wil vir my niks doen. Daar's baie mense wat sê, maar sien God my raak? Dis die vraag wat baie mense sê. En wanneer ietsie gebeur in die lewe, iemand kom iets oor van jou familie, of 'n baie 'n vriendin, wat ook. En wat sê die mense? Nou gebeur hierdie ding en sê, maar waar was die Here gewees? Hoe kon die Here dit nie verhoed het nie? Dit is wat baie mense sê. En dit is absoluut nie 'n goeie ding om te vra, om te sê, waar was die Here gewees? Maar die mens vergeet, waar was ek gewees toe die Here moes genader het? Waar was ek as mens toe ek God moes geraadpleeg het? En baie mense dink die Here moet dit outomaties vir my doen. Hierdie malaatse, hy kom na die Here toe. Hy moes gehoor het wat die Here gedoen het. En hy val voor die Here neer. En hy sê: Here, as U wil, kan U my reinig. Wat is die antwoord wat die Here gee? Hy sê: ek wil vir jou genees. Ek wil dit vir jou doen. Ek wil vir jou verlos van die malaatsheid. Ek wil vir jou genees. As ek nie na die Here toe gaan nie, gaan die Here dit nie sommer vir my doen nie. Die Here verwag dat ek en jy na hom toe moet gaan. Ek en jy het God nodig in ons lewens. Amen. Soos nydig wat ons iemand gesien het, 'n welbekende vrou van Suid-Afrika, Afrikaanse vrou, wat sê: ek het nie Donald Trump of die Here Jesus nodig in my lewe nie. Dis gevaarlike woorde. Maar wanneer so 'n persoon iets oorkom, dan vra hulle: waar was die Here gewees? Amen. Dis waar. Dan vra ek: waar was jy gewees? Ja. Toe jy God moes genader het, toe jy hom nie genader nie. Toe jy gesê jy het hom nie nodig. Amen. Die mens is baie keer baie onverskillig met sy mond. En uiter dinge.
wat die mens later berou gaan hê. Dat die mens, weet baie mense dink God is my speelmaat. Die Here is my speelmaat. Hy is my skepper. Hy is my formeerder. Hy is ene wat ek moet vrees. Weet, daar is ook nie meer 'n vrees vir God nie. Ja. Selfs baie kinders van die Here het nie meer 'n vrees vir God nie. Wat sê die woord van die Here vir ons? Kom ons lees vers 5. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. Is dit nie wonderlik? Ja. Jesus nader nie hom nie. Hy nader die Here Jesus. Ja. Hy vra die Here, sê Here, my diensknegt lê ewige pyne. Wil hy nie kom en hom genees nie? Wat sê die Here? Kom, laat ons hom genees. Here, wanneer nie die hand van U kom lê op hom, laat hy genees kan word nie. Laat hy kan vry raak. Die Here sê, ek kom. Kom, laat ons hom gaan genees. Kom, laat ek daar by hom kan kom. En weet jy wat, hierdie man, as jy vir vers 8 lees, daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. Vers 7, vers 8 sê, en die hoofman oor 100 antwoord en sê, ek is nie werd dat jy onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Amen. Here, as U 'n woord spreek, dan sal dit gebeur. Dan sal my knegt gesond word. Hierdie man het 'n geloof in Christus gekry. Hy het 'n geloof in die Here Jesus gekry. Absoluut met sy hele hart en sy hele wese. En wat het die Here gesê? Vers 9. Want ek is ook 'n man, wat hierdie man sê, ek is ook 'n man onder gesag, en ek het soldate onder my, en vir my hierdie een, en sê vir die een, gaan, en hy gaan, en vir 'n ander een, kom, en hy kom, en vir my diensknegt, doen dit, en hy doen dit. Toe sê Jesus vir hom, toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Hierdie man het geloof in Here Jesus gekry en geglo, Here, U hoef nie my onder my dak te kom nie, want ek is nie werd dat U onder my dak moet kom nie. Spreek 'n woord en dit sal so wees. Amen. En die Here genees daardie man se diensknegt van daardie oomblik af. Die Here was nie eers daar gewees nie. Hy spreek 'n woord. En sy diensknegt word gesond. In dieselfde uur wat die Here die woorde spreek, toe word daardie man genees. Hy gaan na die Here toe. En wat gebeur? Die Here sê nie vir hom, gaan weg van my af nie. Ek het niks met jou te doen, ek ken jou nie eers nie, man. Wie is jy? Hy sê dit nie. Hoeveel keer is dan die mense wat vra vir 'n gebed? Sê maar, wie is hierdie ou?
Waarvoor wil hy gebed hê? Dis waar. Amen. En jy wys die persoon weg wat waarlik gebed nodig het. Wat die Here waarlik nodig het in sy lewe, waar lewe. Terwyl hulle kom na die Here Jesus toe. En die Here wys nie een van hulle weg nie. Daar's nie een wat hy wegwys nie. En sê, gaan weg van my en jy los my uit. Want die Here het gekom om te soek en te red wat verlore is. Amen. As ek van die Here iets vra, sal hy my nie weier nie. Hy sal vir my gee dit wat nodig is. Amen. Wat die meeste mense vandag soek is net geld. Dis waar, ja. Daai is 'n bysaak, man. Man, God sal vir jou voorsien. Amen. Wat die woord van die Here sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Amen. Dit wat nodig is vir jou. Dit is nie soos hierdie mense wat sê, gee my, gee. As jy gee, sal God vir jou gee. Hulle ruk die ding uit verband uit. Ja, amen. Die Here sê, gee my jou lewe. Gee my jou lewe. Vertrou my toe met jou lewe. Baie mense vertrou hulle lewe toe met die vyand. Baie mense vertrou hulle lewe in 'n motorsport, in 'n sportskar. En hy jaag die straat af 200-300 km/h. Dis waar. En vertrou hierdie voertuig sal hom behoue bly aan die ander kant. Is dit dwars? Wat sy vertroue is in 'n dooie ding en nie in Christus nie. Amen. Glory. Kom ons lees. Matteus 9. Prys die Here. Matteus die 9de hoofstuk. Daarso van vers 18 af. Terwyl hy vir hulle dit sê, kom daar 'n sekere owerste en val voor hom neer en sê, my dogter het nou net gesterwe, maar kom en lê u hand op haar en sy sal lewe. Here, my dogter het nou net gesterwe. Kom en lê u hand op haar en sy sal lewe. Amen. Sy het vertroue in God. Sy het vertroue in die Here. Sy het ook gehoor wat die Here Jesus doen vir ander mense. Wat die Here vir jou gedoen het, kan hy vir my doen. Amen. Wat hy vir my gedoen het, kan hy vir jou doen. Wat hy vir ons gedoen het, kan hy vir ander doen. Wat hy vir ander gedoen het, kan hy vir ons doen. Maar die Here verwag dat ek en jy na hom toe moet gaan. Met hom praat. Met absolute geloof in jou hart. Hierdie vrou, hierdie man, kom na die Here Jesus toe. En hy sê, Here, my dogtertjie het gesterwe. Wat sê die Here vers 19? En Jesus het opgestaan en hom gevolg en ook sy diensdisippels. Hy het nie gesê vir hierdie man gesê, gaan weg nie. Daar's nie 'n kans dat jou dogter sal lewe nie.
Hy sê, jou dog, dat ek gaan. Hy staan op, en sy disippels volg. Want hierdie man het gekom, met die doel om te sê, Here, my dogter het gesterwe. Het die Here haar weggewys? Ja. Nee. Ek gaan vir hom. Hy het hom nie weggewys nie. Hy het nie vir hom gevra, hoe is sy stand van sake, of wat ook al. Hy het opgestaan, en hy het hom gevolg. En sy disippels het hom gevolg. Want hy het een doel voor oë. Sy krag moet geopenbaar word in die menselewe. Want hy, as ek en jy na hom toe gaan, sal hy nie sê nee nie. Die Here wat ons dien, gee om. Hy gee vir jou en my om. Want hy wil vir jou en my gee. Mits ek en jy na hom toe gaan. Amen. Dis nie dat ek moet saam sit en die Here moet nou sien ek is, ja, die Here sien jy wat sy toestand is. Maar dis dat die Here wil hê jy moet vra vir hom. Die malaatse het na hom toe gegaan. Die malaatse moes weggebly het van hom. Maar die malaatse gaan na die Here Jesus toe. En sê, Here, as hy wil, kan hy my reinig. Hy gaan nie met arrogansie nie. Hy gaan met nederigheid. Weet jy wat? Hy val met sy aangesig na die aarde toe voor die Here en sê, Here, as hy wil, kan hy my genees. Hy sê, ek wil jou genees. Ek wil jou dogter gesond maak. Ek wil jou uittel uit daardie toestand uit waarin jy is. Baie mense sit vanmôre in 'n toestand, 'n geestelike toestand, wat hy nie weet of hy links of regs moet gaan nie. Ek wonder of die Here my sal help in hierdie geestelike toestand. As ek nie na hom toe gaan nie, dan gaan ek net so bly. Want die Here wil hê ek moet hom vra. Die Here dwing hom nie af op jou nie. Hy wil hê ek en jy moet na hom toe gaan. Wat skryf Petrus? Hy sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Amen. Roep die Here aan in die dag van benoudheid. En hy sal jou uithelp. Maar jy moet hom eer. Wat die Here gesê vir Jesaja gesê aan Hiskia. Hy sê vir Hiskia, hy gaan sterwe. En toe Jesaja vir hom die boodskap gee, toe het Hiskia bitterlik geween. Sy aangesig gedraai na die muur toe en hy het bitterlik geween. En toe Jesaja op pad is uit toe dat die deur kom te sê die Here vir hom, gaan sê vir Hiskia, ek sal hom genees. Ek volg nog vir 15 jaar by sy lewe. En die Here vir Hiskia gesê, nee. Hy het God aangeroep met trane. Hy het bitterlik geween. En die Here hoor sy geroep. Wie wat sê die woord van die Here vir ons in Psalms? Hy sê, wie met trane saai, sal met gejubel maak. Amen. Maar die mens wil nie meer met trane saai nie. Hulle wil daar by die rusbank sit, met die beentjies gevou, en op die 7de ruggraat lê, en ag die Here moet dit vir my doen.
is nie bereid om die kniegies te buig en te die Here aan te roep en te sê, Here, wees my genadig. Sal die Here wegwys? Ek gaan nie vanmôre wys, God wys weg ook. Ja, dat is waar. God wys ook weg. Maar as die mens kom en sê, Here, dit is my toestand van my lewe. Wees my genadig, barmhartig. Here, maak my vry, maak my los. As ek na hom toe gaan, sal hy ook na my toe kom. As ek 1 tree gee, sal hy 2 tree gee. As ek hom aanroep, God is nie doof nie. Amen. Hy sal jou hoor. Amen. En jy sê, Here, hier is ek. Maak my vry. Genees my. Verlos my. Gee my krag. Here, gee my oorwinning. Dan sal hy nie sê nee nie. Dan sal hy vir my sê, ek wil dit vir jou doen. Ek sal jou genees. Ek sal jou krag gee. Ek sal jou oorwinning gee. Maar dan sê jy wat God vir jou genees het. Wanneer jy hand uitdruk. Glory to God. Kom ons lees. Kom ons lees Matteus 25. Matteus 25 na van die 31ste versie. Matteus 25 vanaf vers 31. Hy sê, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op die sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape en die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en aan die bokke aan sy linkerhand sit. Kom hier net toe. Die Here gaan die skape en die bokke van mekaar skei. Dis 2 groepe mense wat God vir mekaar af gaan skei. En hy gaan met die een groep praat en vir hulle sê. En dan gaan hy met die ander groep praat en vir hulle sê. En wat sê hy vir hulle? Vers 34. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis na u gekom? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, Voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het, aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my
gedoen. Amen. Sover julle dit gedoen het aan die geringstes. Nou ek wil vanmôre sê, dat ons moet oppas. As baie mense wat kos uitgee vir mense, en dink deur die werke, gaan ons gered word. Ja. Daar is deel van my, as ek vir iemand moet ietsie gee, vir hom kos moet gee, vir hom die evangelie gee, vir hom moet bid. Ek moet dit nie doen, om te sê, nou gaan ek hemel toe daardeur nie. Nee. Ek moet dit doen uit die liefde van my hart uit, vir die liefde van die saak. Sodat God verheerlik kan word. En wanneer ek onder die skape staan, en baie mense sê, ek is nie 'n skaap nie. Ek is 'n skaap. Hoorie man, Ja. ek is 'n skaap. Want ek is 'n skaapie vir koning Jesus. Ek wil nie 'n bok wees nie. Ek wil 'n skaap wees. Ja. Prys die Here. Kom ons lees verder. Vers 41. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes. Is dit mooi woorde daar? Nee. Dis hartseer woorde. In die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, of dors, of vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het, aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Amen. Daar is 'n tyd wat God vir jou gaan sê, nee, jy kan nie ingaan in my koninkryk nie. Want toe ek honger was, het jy my nie te ete gegee nie. Toe ek dors was, het jy my nie 'n bietjie water gegee om te drink. Toe ek naak was, het jy my nie geklee nie. Toe ek siek was, het jy my nie besoek nie. Toe ek in die gevangenis was, het jy my nie daar kom soek, kom besoek nie. Hy sê, gaan weg, ek ken julle nie. Julle vervloektes. Maar Here, ons het u gedien. Here, ons was elke Sondag in die huis van die Here gewees. Here, ons was by die bidure. Here, ons was by elke diens wat daar was. Here sê, gaan weg, ek ken julle nie. Baie mense gaan na die woorde hoor en gaan ween en sê, Here, maar ons het dit gedoen. Gaan weg, ek ken julle nie. Daar is 'n tyd wat God die mens gaan weier en sê, ek wil niks meer te doen nie. Dit wat ek vir jou wil doen, moet jy nou doen. Kom. Hy sê, wat sê in Matteus 11? Ons lees Matteus 11. Daar vers 28. Hy sê, kom na my toe, almal wat
vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy nooi die mens uit en sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Hy sê dit vir die mens. Baie mense sterwe sonder God, sonder gebod. Toe die wel aangename tyd daar was, toe die stem van God tot die mens gekom het, het hulle God uit hulle lewe uitgestoot. Ja. Sien nie, ek stel nie belang nie. Los my uit. Ek het my kerk. Maar die vraag is, het jy Jesus? Het jy die Here Jesus in jou lewe? Dien ek God in gees en in waarheid? Ja, nee, ons bid vir ons kos. Dis goed. Maar dien jy God? Dank die Here, jy dank God vir jou kos. Ja. Wat jy het. Maar dien jy die Here in gees en in waarheid? Is die vraag. Gaan die Here vir my op eendag sê nee, ek ken jou nie. Sal Jesus ooit sê nee? Wie die sonde verlaat en bly in sy raad, sal Jesus nimmer sê nee. As ek die sonde verlaat, as ek die verkeerde dinge laat staan, sal die Here my nooit sê nee nie. Maar wanneer ek die tydelike met die ewigheid moet verruil, en ek het nie nee gesê vir die verkeerde nie, wat gaan gebeur? Dan gaan die Here vir my ook sê, nee, jy kan nie aangaan nie. Gaan weg, vervloekte. Dis woorde wat niemand graag wil hoor nie. Maar is ongelukkig dat baie mense dit gaan hoor. Wat sê verder dan in vers 29? Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. As ek die verkeerde verlaat, sal Jesus nooit sê nee nie. As ek die sonde verlaat en Jesus volg, sal hy nie vir my sê, jy mag my nie volg nie. Maar as ek dit nie doen nie, en ek sterwe in my sonde, wat gaan gebeur? Gaan die Here vir my sê, nee, jy kan nie ingaan nie. Jy was nie bevoegd gewees. Jy is nie bevoegd om in te gaan, om die ewige lewe te beerwe nie. Want jy was nie bereid om die sonde te verlaat en my te volg nie. My gehoorsaam te wees nie. Wanneer ek na hom toe gaan, sal Jesus nooit sê nee nie. Maar wanneer ek nie wil luister nie, sal die Here vir my sê, nee, jy kan nie ingaan nie. Het is vir die mens self om te besluit waar die ewigheid beweeg is. Wat die Here graag vir die mens wil doen. Maar die mens verwag dat hy die koninkryk sal beerwe. Al het hy God nie gedien nie. Al het hy God nie gedien nie, verwag hy moet die ewige lewe beerwe.
Ons sien dit baie. Ons hoor dit baie. Dat mense sê, hierdie persoon was 'n goeie persoon gewees, maar hy het die sonde gedoen. Sê die sonde gedoen. As jy die sonde doen, kan jy God se koninkryk nie beerwe nie. Die Here sê, almal wat vermoeid is en belas is. As jy vermoeid en belas is met die verkeerde, dan sal Jesus nooit sê nee nie. Amen. As jy na hom toe gaan en sê, Here, ek wil ontslae raak van hierdie laste en hierdie stryd en hierdie dinge vir my. Ek wil dit laat staan. Here, ek wil U volg met my hele hart, hele siel, hele wese. Here, ek wil in U weë wandel. Met diepe opregtheid van hart. Amen. Dat God verheerlik kan word in en deur jou en my lewe. Amen. Maar as ek nie dit los dat staan nie, gaan ek God se koninkryk nie beerwe nie. As ek eenmaal bestem om te sterwe, daarna die oordeel. Hoe staan die mense saak met God? Baie keer moet 'n mens jouself vra, Here, ek wil kyk hoe staan my saak met U. Baie keer kyk mense net, hoe staan hierdie een of daardie een is 'n saak met God. Maar jy kyk nie hoe staan jou eie saak met die Here nie. Dit is belangrik om te kyk, om te sien waar jy staan. Is jy reg met God of nie? Of gaan jy maar eendag hoop, ek gaan eendag die ewige lewe beerwe. Ek hoop nie die Here gaan vir my sê, vervloekte gaan weg nie. Maar as ek hom gedien het, in gees en in waarheid, sal hy vir my sê, julle geseëndes kom, julle beerwe die koninkryk. Amen. En julle vervloektes, gaan weg, ek ken julle nie. Daar gaan so tyd aanbreek. En baie mense gaan hartseer wees oor die saak. Maar dan is dit te laat. Want terwyl ek en jy nog lewe, kan ons nog sê, Here, vergewe my. Ek is jammer. Ek berou. Heilig my, Here, reinig my. Dat ek U mag dien met my hele hart, siel en wese. Sal Jesus ooit sê nee? Dink aan die saak. Die koms van die Here is naby. Maar as jy die saak nie reg is nie, en jy blaas jou laaste asem uit, gaan dit nie aangenaam wees in die ewigheid nie. Jesus kom. Ons wees gereed.